Goeiemôre, dit is dan 24 Junie 2025, lesing 303 al, die groot Johannes Evangelie boek 2, en hierdie is omtrent die 303 lesing, want dit is baie reg op die man af, oor die belangrike dinge wat ons moet weet, in die geestelike, en dit is dinge wat nie vir ons in die Bybel geleer word so omvattend soos nou nie. Maar dit is nodig, het Yeshua gesê, dat hy hierdie goed weer aan die einde vir ons moet gee. Nou, hierdie geskrifte bestaan al vir 180 jaar, waar hy alreeds gesê, dit sal die tyd van die einde inlei. Bertha Dutson is in die 1960s, 1930s tot 60s gegee, en daar het hy al vir haar gesê, die einde is op hande. En baie van ons is eers gebore na 1960, toe is sy al oorlede. Maar hoe dit ook al sê, ons weet nou, ons is die einde van die eindtyd. Ja. As jy vir jouself net bietjie kan kyk, in die gees en fisies, Yeshua het tekens gegee, wanneer sy koms sal plaasvind, wanneer hierdie dinge gaan gebeur. En onthou, Yeshua se koms aan die einde is innerlik. Hy kom op die wolke, hy kom in 'n verborgenheid, soos wat ons vanoggend die voorreg het om sy koms in ons te ervaar. As ons hierdie woorde van die woord, want Yeshua word beskryf as die woord, as ons dit opneem in ons harte, dan is die koms besig om plaas te vind met jou en my. Dit is die koms. Hy het gesê oorloë en gerugte van oorloë. Ek bedoel, jy kan net op jou telefoon gaan en jy kan sien, dis chaos daar buite. Hy het gesê oorstromings en aardbewings, dis chaos. Ek weet nie of julle gesien het van die een in Bangkok, was vanoggend of gister nie. Waar magtige geboue verkrummel net. En onthou, daai mense ontwerp geboue daar, want dit is aardbewingsstreke. Maar daai geboue is nie bestand teen die krag van hierdie aardbewings nie. En ons sal nie weet of die aardbewings 'n menslike hupstoot het of nie. Maar ons sien die tekens om ons. Wat is die ander tekens wat hy gesê het? Hulle sal die gesonde leer nie meer kan verdra nie. Wat is die gesonde leer? Die gesonde leer is die leer van die liefde. Nie net liefde onder mekaar in volkere soos wat hy ons opgedeel het op aarde nie, maar ook liefde tussen volkere, wat eintlik niks anders as respek vir mekaar se grense en respek vir mense lewens. Al is dit iemand anders as jou ras, het jy nog steeds die opdrag om in naaste liefde en vrede met jou buurnasies te lewe. En ons sien die gesonde leer word deur die nasies wat vandag in beheer is, of soos ons in Afrikaans sê, wat die gitaar slaan, word geïgnoreer. Hoofsaaklik deur die Jode en deur Amerika. En nou, wat besig is om te gebeur, Vader is aan die werk, want hy het gesê dat hy al hierdie onheil sal uitroei op die aarde. En hy gebruik verskillende nasies as roedes vir sy plan. En so kan ons sien dat hy twee nasies wat hom haat, toelaat om aan mekaar te spring en mekaar uit te roei. Wie gaan oorbly, dit sal tyd ons vertel. Maar dit is nie iets wat in die afgelope, wat is dit, van 1945, afgelope 75 jaar, is so verwoesting nog nooit gesien nie. Maar dit gaan nie stop nie, want Satan is uit, en hy is besig. En iets wat vir my so duidelik uit hierdie oorlogstorie uitkom, as jy haat en dood en verminking van vrouens en kinders en gewone publiek uitstraal en dit doen, dan trek jy, net soos in Karen se lesings van die eenheid en die liefde, trek jy soortgelyke emosies na jou toe. En dit was onvermydelik dat hulle die emosie van haat
en oorlog na hulle toe getrek het. En dit het met hulle gebeur. En dit is my hoop in hierdie land, van hierdie barbare wat loop en skree, kill the boer, one settler, one bullet en al die goed. Hulle trek soveel boosheid na hulle toe. Ons moet nie betrokke raak in daardie bose siklus nie. En nou goed kom maak om teen hulle te skree nie, want ek hoor party mense sê dit. Los hulle, dra alles op aan Vader, dat sy geregtigheid sal geskied. Die emosie wat hulle uitstraal, gaan hulle ontmoet. Hulle gaan die spieël kry, en of dit die Zulus is wat die Soetos gaan doodmaak, of die Khoisas wat dit gaan doen, en of dit die xenofobies is, of wie ook al, maak nie saak nie. Hierdie keer gaan daar nie wit mense wees om dit op te breek, soos in die 1950s, toe dit in Zululand so 'n geweldige oorlog tussen Zulus en Indiërs was nie. As dit nie was vir die blankes in daai tyd nie, my pa het in daai tyd daar gelewe en hy het my gesê dit was 'n verskriklike oorlog. Maar dit is dinge wat gebeur, as jy haat trek na jou toe, dan kom dit oor jou, van 'n oord af wat jy dit nie gaan verwag nie. So al wat ons by moet bly, is binne die gesonde leer, en vir Yeshua vra om ons te beskerm, en te doen wat ons elke dag doen. Ons spreek ons seën uit oor die hele wêreld, oor die slegtes en die goeies, oor sy vyande en oor sy gelowiges. Hulle wat die seën aanneem, sal die seën se voordele kry, en hulle wat die seën verwerp van Yeshua, ek praat nie van die seun nie, die seën, sal dan die gevolge daarvan kry. En hierdie portaal wat oopgemaak is hier op Philadelphia Ark, plus elke mens wie se klip hier neergesit is reg oor Suid-Afrika, en hier en daar in die buiteland, is 'n kragtige getuienis vir die lig. Teenoor al die portale wat nou geopen word in die gees van Satan. Moenie dink dat 'n oorlog sommer ontstaan nie. 'n Oorlog ontstaan eers in die gees. Hulle open 'n portaal en 'n gees van haat en moord en doodslag vul daai mense. Soos wat jy dit in ongekende mate in die Israeliese volk kry, wat eintlik die Joodse volk is. Hulle het niks met Israel te doen van die Bybel nie. Israel was in elk geval nooit 'n land nie. Israel was 'n persoon gewees met die naam van Jakob, wat 'n naamsverandering gekry het. En so het ons dan nou hierdie toestand, dat oral op die aarde gaan hierdie portale oop in die gees. En dit is 'n gees van doodmaak, 'n gees van missiele gooi, skepe, vliegtuie, alles reg kry om te dood. Hulle sê nie vir ons hoeveel mense is dood in daardie land, die land Jodeland nie. Maar as daai geboue in mekaar tuimel en hulle word in die nag geblaas, dit is plekke waar mense bly. En ek het vanoggend 'n ou gehoor wat sê daar is duisende nog onder die rabbel begrawe, en wat meer moontlik nog lewend is daar. En dit is 'n verskriklike slagting wat nou plaasvind. En ons moet dit herken aan die einde van die tye. Dis hier. So Yeshua het vir ons in die nuwe Openbaring gesê, hierdie oorlog sal so erg wees, hierdie derde wêreldoorlog, dat mense mekaar so ongekend gaan haat, dat die enigste manier wat hy dit kan laat ophou, want dis nie nou die tyd om die aarde te vernietig met atoom nie. Hy sê, dan bring ek 'n ster uit die verre ruim uit, en ek laat hom om die aarde gaan, en hy gooi al sy boosheid op die aarde uit, al die vullis in die ruimte wat saamkom, meteoriete en stof, en ontelbare goed wat dan gaan val op die aarde. En dit gaan so erg wees, dat almal gaan ophou oorlog maak. Want ek glo nie, daar gaan 'n satelliet bly staan nie, of bly draai om die aarde nie. Daar gaan geen elektroniese pulse meer gestuur kan word nie. So alles gaan staan. Baie van hierdie oorlogstuig kan nie eers aangesit word, as daar nie 'n satelliet is wat hy kan mee skakel nie.
So dit is wat voor lê en berei jouself voor vir dit. Want die hele aarde gaan getref word, party meer as ander. Ons hoop maar net dat ons hier onder in die suidpunt van Afrika 'n seker beskerming gaan hê, maar dit kom. En dan daarna, wanneer alles tot niks vernietig is, staan die antichrist op en hy vat oor op hierdie aarde. En dan sal 'n klein oorblyfsel om te staan waarvan ons deel sal wees. En dan begin die groot stryd eers. Hierdie is nie die stryd nie. Die groot stryd begin na die katastrofe. So dis net in kort wat voor ons lê. Al wat ons nou moet doen is om ons innerlike reg te kry en Yeshua in te nooi, sodat hy 'n priesterdom kan oprig hier in die suide van Afrika. Die Melchisedek priesterdom. Daar is net een Melchisedek priester en dis Yeshua. Maar as jy met hom verenig en jy hom liefhet en jy doen wat hy sê, dan maak hy homself, plaas hy in jou tempel, in jou wese. En dan is jy 'n houer van die Melchisedek priesterorde. Dis hoe dit werk. Hy is die manlike, die uitvoerende en die een wat alles beheer en doen, en jy wat 'n siel is wat met hom verenig, die almagtige Gees, is dan sy hande op hierdie aarde, sy mond, sy voete, en dit is wat ons taak gaan wees, om ons medemens in te kry, om hulle ook geestelike tempels te maak vir Yeshua. Vergeet al hierdie goed van oorlog maak. Hier's baie mense wat rondhardloop en sê, ons gaan nou oorlog maak. Ek sien, ouens is nou sommer generaals geword en hulle praat net oorlog. Hierdie dinge gaan nie so afspeel nie. Die Mausers wat Siener van gepraat het, is reeds hier. Hier's hulle, van Duitsland af. Hierdie is die geestelike Mausers waar ons mee gaan veg. Soos wat ons vanoggend gesing het. Glo ons woorde wat ons sing. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees. So spreek Jahweh. Goed, kom ons lees dan nou verder hierby op. Begin by geestelike ontwikkeling van die mens, hoofstuk 2:1-7. Nou moet ons baie mooi lees, want hy gee vir ons 'n vergelyking hier, 'n gelykenis. Soos wat dit met die plante gaan, so gaan dit ook met die diere, en veral met die mense. Onthou die vorige lesing het hy oor die koringkorrel gepraat, wat eers 'n stingel maak wat baie grof is, dan seel hy dit af, dan fyner buisies, nog 'n stingel, tot die gees wat bo op die plant sweef en die natuurgeeste beheer, totdat daai gees sê, nou is dit fyn genoeg, vorm die vrug. Dan vorm daar eers 'n blom en dan die vrug. So dit is ook so met mense. Ons moet al fyner en fyner raak in die siel. Die grove dinge van die materie, die grove begeertes en liste moet afval van ons. Dan eers kan ons 'n vrug vorm vir hom. En dan eers kan ons met hom verenig, soos wat ek nou gesê het, deel word van die Melchisedek orde. Neem nou eers 'n jong meisie wat fisiek vroeg ryp is. Sy is skaars 12 jaar oud, maar haar hele liggaam is al so gevorm, dat sy soos 'n hiebare meisie daar uitsien. So 'n meisie bekoor dan elke ietwat wellustige man, meer as 100 net sulke mooi meisies van ryper leeftyd. So 'n vroegryp meisie staan liggaamlik aan honderde gevare blootgestel, en haar ouers sal baie moet oppas, om hulle te vroeg ryp geworde dogter teen alle vyande te bewaar, wat haar vanweë haar groot aantrekkingskrag sal agtervolg. As sy te vroeg aan 'n wellustige man uitgehuwelik word, kan sy maklik haar vrugbaarheid verloor. As sy te veel opgesluit en weggehou word van alle kwade begeertes, word haar liggaam so te sê papperig. Sy word bleek, kwyn weg en word selde oud. Gee mens haar te min om te eet en geen vet eetes nie, dan word sy treurig en kwyn uiteindelik ook vroeg weg. As 'n mens haar goed te ete gee,
word sy nog vetter en meer onbeholpe en daardeur traag, sodat haar bloed weldra afbreek en sy soos 'n lijk daar uitsien. En daardeur sal haar liggaam sekerlik vroeg moet sterwe. En hier sien ons 'n voorbeeld van iets wat in die ou tyd, Yeshua het hierdie woorde op 2000 jaar gelede uitgespreek. Dink aan vandag, gebeur dit ontsettend baie, dat die dogters vroeg ryp word, weens hoofsaaklik dit wat hulle eet en drink. Want daar is soveel middels in die goed. Ek dink die een middel vir vroue volwassenheid is dit estrogen. En teenoorgestelde met mans word die seuns verwyf deur estrogen. So dit is nie net 'n geestelike keuse wat die mens maak nie, maar dit is ook te doen met die liggaam se chemiese balans. En is vandag nog baie erger as wat dit 2000 jaar gelede was, toe mense aangetrek was tot by hulle gewrigte en tot by hulle enkels, en alles toe tot by die nek. Dink daaraan vandag hoe hardloop kinders rond, jong meisies, half naak. Ek kyk hulle in hierdie winkelsentrums, malls, half naak saam met hulle half naakte maas, loop rond. En hulle lok alle begeertes uit na hulle toe. Weer eens, wat jy uitstraal, gaan jy opvang. Jy gaan 'n wellustige man kry, as jy soos 'n wellusteling rondloop. En dogters word nie meer die huisreëls geleer by die huis nie. Almal moet modern wees, almal moet soos die maatjies by die skool wees. In my tyd het dogters van 12 jaar nog pop gespeel. Ek was 12, 13 jaar, toe speel ek nog karretjies. Dit is hoe dit in ons tyd was. Ons kind. Eers hier na 18, 20 op gaan is die rypwordingsproses. En dis wat gebeur as mense te vroeg ryp word. Onthou nou, hierdie is 'n vergelyking van die geestelike in die mens. Ons lees verder. So gaan dit ook met 'n te voortydige, oordrewe geestelike ontwikkeling. As kinders met dikwels geringe talente, terwille van hulle studies so streng behandel word, asof die wêreld daarvan sou afhang, dan word sulke siele mat, omdat hulle vroeër geen tyd gehad het om hulle liggaam so te ontwikkel, dat dit onder alle omstandighede bruikbaar is nie. Daarom het alles volgens die orde van Elohim sy tyd nodig, en nêrens kan 'n mens 'n semester oorslaan nie. Tydens die liggaamlike geboorte uit die liggaam van die moeder, word die ewige lewenskiem as 'n vonkie van die suiwere gees van Elohim in die hart van die siel gelê, net soos by die vrug van 'n plant, wanneer dit die blom afgegooi het, en sy haar begin bewapen en beskerm. As die liggaam eenmaal ontwikkel is, dan begin die ontwikkeling van die gees in die hart van die siel. Die siel moet dan alles doen om die gees in haar te laat ontkiem, en moet hom daarmee 'n helpende hand bied. Die siel is dan die wortel en die halm, en die liggaam die aarde. Sy moet die gees geen onsuiwer water as voedsel gee nie. Die ringe, dis nou die stingels, deur die gees aangelê, is die selfverloning vir die siel. As die laaste ring eenmaal gelê is, of geplaas is, ontwikkel die gees hom verder self, en neem alles wat in die siel aan hom verwant is, in homself op, beveilig dit en neem ten laaste die hele siel en wat in die liggaam aan die siel verwant was, in hom op, en is dan vir ewig heeltemal onverwoesbaar, soos wat ons die verloop ook byna by elke plant min of meer goed kan waarneem. En dit noem ons die volle wedergeboorte van die gees. Dit vind dan plaas in 'n mens. En wanneer 'n kind verwek word, kom ons gaan na die verwekking toe om julle net weer te verfris. 'n manlike sperm is op pad na die vroulike eiersel toe tydens gemeenskap. Nou is daar alreeds 'n siel in die sielewêreld wat ons nie kan sien nie.
alreeds naby die aura van hierdie twee persone. Die siel, het ons in 'n vorige lesing gesien, soek 'n verwante, iets wat dieselfde is, en kom dan nader. Onthou, ons ken mekaar al vir ontelbare 10.000e maal 10.000e eons van jare. Dit is iets wat 'n mens nie kan bereken nie. So lank ken ons dalk almal mekaar al hier. En wanneer die siel besluit om aarde toe te kom, of deur Vader aarde toe gebring word nadat hy die siel deur die skepings van die minerale, plante en diereryk gebring het, word die siel dan na 'n soortgelyke ouerpaar gebring. En op 'n manier word daai siel dan 'n klein, sit baie klein spikkeltjie, word dan onmiddellik in daai stroom ingeplaas. Hy plaas haarself daarin. En nou sê hy in die baarmoeder, en die sperm en die eiersel verenig, en daar is 'n vonkie lig wat dan tevoorskyn kom, en die wetenskaplikes het dit nou al op kamera opgevang. By verwekking is daar so 'n lig wat aangaan in die baarmoeder. En dit is dan die siel wat dan 'n suksesvolle huis gevind het. Nou bou hierdie sielietjie self haar eie huis. Siel is altyd vroulik, dis hoekom ons in die vroulike praat. Man se siele ook. Al is ons manlik, maar die siel is vroulik, want dis hoekom ons mans en vrouens deel van die bruid is. Ons is nooit deel van die bruidegom nie. Ons wil deel van die bruidegom word. Vir ons is Yeshua 'n broer, 'n vader en 'n vriend. Vir die vrouens is hy meer, omdat hulle vrouens is en hy manlik is. So nou ontwikkel hierdie siel, maar daar is 'n derde ding wat dan ook daar plaasvind. Die saad van die man dra die gees wat in Adam geplaas is. Wat in Maleagi 2 sê dat daai gees nooit tot niks sal gaan nie. Daai gees sal bly bestaan in die saadlyn van Adam, mits daar nie grense oortree word nie. Mits dit liggaamlik dieselfde soort as jy gestort word. Dit beteken geen verbastering nie. Want hy het dit net eenmaal uitgestort, hierdie gees, alhoewel hy nog gees oorgehad het. Dit staan in Maleagi 2. En dit is nie net een man Adam nie, dit is een man Adam plus een saadlyn, Adamitiese saadlyn. So nou is die gees daar, nou die gees moet in die hart kom, maar hierdie siel het nog glad nie 'n hart nie, want daar is nog geen liggaamskomponente nie, daar is ook nog nie organe nie. So nou is die gees bly in so kapasitor. Yeshua beskryf dit iewers soos 'n tipe kapasitor. Julle weet wat is 'n kapasitor? Hy stoor krag. En jy kan dit nie sien nie, maar vat aan hom, dan skok hy vir jou. En dan wanneer die hartjie gevorm is, hier op 'n paar maande, ek weet nie wanneer nie, en die bloedvate gevorm is, die bloed gevorm is, en nou begin die bloed vloei in hierdie embriootjie. Dan open hierdie kapasitor homself, en hierdie gees vloei in hierdie siel in, wat nou 'n lewende siel is. En so vul die gees die siel. En dit is wat hier gebeur binne in die baarmoeder. En nou word hierdie kind op 9 maande, word in die wêreld uitgedruk. En nou moet hierdie kind self verder gaan, met al die dinge wat ons nou weet wat in 'n huisgesin plaasvind. Dit is die analogie van 'n plant wat ringetjies maak. So word hierdie embrio al hoe beter gevorm en kry sy nou hierdie lewe. Maar buitekant is die groei nog steeds, want 'n mens om die geestelike te bereik, om geestelike vrugte te dra, moet volwasse word. 'n Babatjie kan dit nie doen nie. So kom ons lees verder. As die vrug op die normale weg byna volryp geword het, word die lewenskiem vonkies geplaas in die saadjies wat in haar opgeberg lê,
in tere, reeds voorbereide hulsies. Dan sluit die kern haar gedurende enige tyd heeltemal af van die ander deel van die vrug en beveilig haar in haarself, maar gebruik daarby tog steeds vir die helfte die lewenseter van haar omringende vrug. Na verloop van tyd begin die buitenste vrug te verskrompel en te verdroog. Waarom is dit? Omdat haar siel algeheel oorgaan in die lewe van die kiemgees in die kern. En as die lewenskrag van die vrug uiteindelik heeltemal oorgegaan het in die lewensgees van die kiem, dan word die vroegere heeltemal lewende halm in al sy stadia droog en dood. Maar eers het al die lewe van die plant hulle met die kiemlewe tot een lewe verenig en kan so nooit vernietig word nie. Het sy dit nou met die materie van die kern verbonde is of nie. En so sien jy steeds dieselfde orde, orals in alle dinge en in dieselfde stadia. En dit is dan 'n lewende siel, wat uiteindelik oorgaan, en nie onderwerp is aan die dood nie. Net soos wat die koringare droog word op die land, voordat die stroper kan inkom om die koringare te oes, so moet ons liggaam afsterf, om die siel, wat nou verenig het met die gees in haar, dat daai siel kan oorgaan in 'n volgende lewensbestaan in. Maar as daar nie vrug is nie, kan hierdie oes nie in die skuur kom nie. Die skuur is die hemelse realm. Dis dan mooi as Vader die goed so verduidelik, dat 'n mens met 'n ander oog na 'n plant kyk, want jy sien in alles sy groot orde. Gedagte kom net by my vanmôre op. Hoe kan 'n ateïs na sy eie liggaam kyk en nie glo dat daar 'n groot skepper en vormeerder is nie? Ek bedoel, alles is in die regte orde. Alles het die regte funksie. Alles is op die regte plek gesit. Jy kan nie 'n beter plek vir die hart kry nie. Jy kan nie 'n beter plek vir die darmes kry nie. Of vir die hande of die voete nie. Waar hulle aan vas is. Alles werk. Jy het niks helpers nodig. Dit is tog getuienis van 'n groot wonderlike skepingsentiteit. Al kan jy hom nie as 'n God Vader kan erken nie. Erken hom dan net dat daar iets is. Maar as jy na die selfoon kyk, dan sal jy met die ateïs sal sê, ja, nee, hierdie Chinese man, hulle is ver voor. Hulle het hierdie selfoon nou regtig goed gemaak. Vir daai simpel ding erken hy 'n skepper, of dan nou 'n vormeerder, maar nie vir alles wat lewe nie. Maar nou ja, dis so van die punt af, maar is iets wat net by my opgekom het. Hoofstuk 2:1:8 Siel en liggaam. Sirenius sê, meester vergeef my, hier moet ek iets tussenin vra. Wat gebeur daar dan met die kiem van die koring, as dit tot meel gemaal, en vervolgens tot brood gebak, en daarna geëet word? Leef die lewenskiem in hierdie stadia nog steeds aan? Onthou, ons sien dit in mielies, in mieliepap, wat ons maak op die plaas, het sulke swart kolletjies in, wat die onkundige dorpenaar sê, die goed het goggas in. Dit is die lewende mieliekiem, wat in die mielieplant is, wat deur die melens, die algemene melens, uitgemaal word. En die hele krag van die mielie, soos wat ons nou in hierdie lesings gelees het, en die koring, sit in daai kiem, daai lewenskiem. So jou broodmeel het nie meer die lewenskiem nie, jou pap het dit nie, jou stammielies het dit nie. Jy eet dooie stysel. Hoekom doen hulle dit? Ons sal dit nou lees. Maar waar gaan al die lewenskiem? Hy gaan saam met die semels na die diere toe. Die beeste, die skape, die hoenders eet dit. En as hulle tog net geweet het hoe goed dit vir die mens sou gewees het, dan sou hulle dit nooit uitgemaal het nie. Maar almal wil 'n wit meel hê en 'n wit pap, want
dit is dan nou die regte ene. Selfs die swartes vandag, wat groot geword het, om die goed te maal met 'n stamper, in 'n stampblok, en hulle die hele ding met semel en kiem geëet het, is nou so verfyn vir Westers, dat hulle dit ook nie wil hê nie. Ok, wat gebeur? Yeshua sê, sekerlik lewe daai kiem nog, want as jy die brood eet, word die materie van die meel weldra weer langs die natuurlike weg uit die liggaam verwyder, maar die kiemlewe gaan dan deur sy geestelike vorm dadelik in die lewe van die siel oor, en word volgens sy ooreenstemmende geaardheid een met haar. So daai klein swart kolletjies waarvan in 'n bordjie pap seker 'n paar duisend van is voeding nie vir die liggaam nie, dis voeding vir die siel. En nou kry die siel nie voeding nie. Hoekom moet die siel ook sielevoeding kry? Eenvoudig, sodat sy sterk kan word. Vanmôre se lesing wat jy hoor en sien, is ook sielevoeding. Maar as die siel nie versterk word met die regte natuurlike voeding nie, dan gaan sy hierdie goed nie verstaan nie. En dieselfde geld nou met alle ander vrugte. Elke GMO vrug of groente is nie in staat om jou siel te voed nie, want jou siel herken dit nie, want Vader het dit nie geskep nie. Bill Gates of Monsanto het dit geskep, of geformeer. Dit is die gevaar waarin ons nou is. Ons kry nie die regte voeding nie, want alles wat ons eet, is omtrent verdraai en verbaster en vermeng. Maar ons het daarom vir Yeshua, en ons kan dadelik ook weet dat hy ons nog steeds in hierdie toestand sal help, want ons kan nie kies om nou by duur organiese plekke die regte organiese voedsel te koop nie. Ek het uitgewerk, jy kry hierdie koringmeel in die winkels, wat heeltemal suiwer is en nog die kiem in het. Daai goed werk uit R40.000 per ton, waar gewone koringmeel om en by R10.000 'n ton is. So 'n gewone mens kan dit nie bekostig nie. Maar ons het daarom Yeshua se belofte, vir die rein siel is alles rein, en vir die onrein siel is alles onrein. Wat beteken, dat wanneer jy eet, en jy bid oor jou kos, en jy vra vir Yeshua om die kos te seën, sal hy die onreine wat in daai voedsel is vir jou rein maak. Hy sal dit wegvat, hy sal sorg dat dit jou nie skade bring nie. Ek glo dit vas, want anders moet ek ophou om te bid vir my kos. Maar vir alles moet ons bid, vir water, vir kos, vir drankies, wat ons drink, alles wat ons inneem. Die meer materiële van die lewenskiem, wat daar altyd soos wat die mosaïtiese water by die gees van Elohim as soliede ondergrond dien, word voedsel vir die liggaam en gaan uiteindelik, as dit na behore gesuiwer is, ook in die siel oor. Dit dien haar tot vorming en voeding van die organe van die siel, soos haar ledemate, haar hare ensovoorts, en verder vir die vorming en voeding van dit alles wat jy van 'n A tot Z aan 'n menslike liggaam vind. Ek wil dit net hier invoeg, hare en naels is deel van jou siel. Is nie deel van jou liggaam nie. Dat 'n siel uit al dieselfde dele as die liggaam bestaan, daarvan kan jy jou by die engel Raphael, wat aan ons tafel sit en nou met jou so praat, meer as tasbaar oortuig. In hakies, ek Yeshua wend my na die engel, Raphael, kom hierheen en laat jou deur Sirenius betas. Die engel kom en Sirenius betas hom en sê, ja, dit is suiwer natuur en so te sê duidelik materie. Hy het helaas net soos ons, alle ledemate en dieselfde vorm as ons. Alles is net baie edeler, sagter en heel wat mooier, want die charme van sy gelaat is, kan mens wel sê, onoortreffelik stralend mooi. Dit is sekerlik geen meisie gesig nie,
maar 'n manlike gesig, met ernstige trekke, maar tevens tog mooier as die mooiste meisie gelaat. Ek het my voorheen egter veels te min oor hierdie lid van ons geselskap bekommer. Hy word bepaal steeds mooier, hoe langer ek hom bekyk. My hemel, dit is egter baie vreemd. Nou in hakkies tot die engel sprekend, luister hier, pragtige mooie engel, voel jy ook liefde in jou mooie bors? Nou hier het ons 'n beskrywing hoe lyk 'n engel, wat eintlik wonderlik is, want nêrens anders te kry jy dit nie. Die engel sê, o ja, want my geestelike liggaam is gelyk aan die goddelike wysheid, en my lewe is die ewige liefde van Yahweh Elohim. En omdat my lewe suiwer liefde is, moet ek die liefde tog ook voel, omdat my lewe self maar net suiwer liefde is. En dit is die 3 eienskappe, liefde, wysheid en ewige lewe, wat 'n engel in hom het. Hoe kon u, as u so 'n wyse man, my nou so iets vra? Kyk wat Yahweh Elohim self ewig was, is en ewig sal bly, dit moet ons tog ook wees, omdat ons algeheel uit hom, en sodoende ook volledig in alles sy wese is. Soos wat 'n straal van die son ook algeheel dieselfde is, en self doen soos die son. As dit nou so is, waarom dan die vraag? Nou ja, hier is die vergelyking, die son is die liefde vergelyking, maar die son straal lig uit. Nou waar kom die lig vandaan? Vanuit die liefde. Kan jy die lig van die son skei van die son? Nee, is dieselfde ding. Lig en warmte is in daai ligstraal wat ons nou hier buitekant so liggies voel in die winter. Dit is daar. Is dit dan iets vreemds weg van die son? Nee, dit is nie. Maar die uitstralende kragte van die son van die Vader Yahweh is sy engele. Nou is hulle anders? Nee, hulle is presies dieselfde. Hulle het net ander funksies. Hoe kon u, as so, ja, dit het ons klaar gelees. Sireneus sê, ja, dit is heeltemal in orde. En ek sou dit ook wel sonder jou verklaring geweet het. Maar ek moes jou tog iets gevra het, om die klank van jou stem te kan hoor. Maar nou is ons klaar met mekaar, en jy kan weer na jou plek toe gaan. Nogal 'n bietjie arrogant hierso. Die engel sê, dit kan u nie, maar slegs die meester my beveel. Vriend, dit lyk vir my dat jy by jou skoonheid, wysheid en liefde nog aardig, koppig en eiesinnig is. Die engel sê, o sekerlik nie, maar sterflik is, kan en mag my geen voorskrif gee nie, want ek self is 'n meester, en laat my deur niemand iets voorskryf nie. My ek, in aanhalingstekens, is nou, afgesien van die feit dat ek volledig in alles uit Elohim is, 'n volmaakte, selfstandige ek. Bovendien hoef ek nie soos die mense van hierdie wêreld vir iets te vrees nie, want daarvoor het ek 'n mag en krag, waarvan u nog nooit gedroom het nie. As u dit egter van naderby wil leer ken, vra dan maar eers vir die hoofman Julius en my leerling Jara, en ook die leerlinge van die meester. Hulle sal u wel iets daaroor kan vertel. Nou sê Sireneus, meester, hy praat nou met Joshua, wil hy tog maar vir hom sê dat hy weer na sy plek toe moet gaan? Anders begin ek werklik baie bang vir hom te word, want met hom sou ek geen kersse gaan eet nie. Hy word steeds grower en meer opgewonde, en daar is met hom, ondanks al sy skoonheid, niks aan te vang nie. Ek, Joshua, sê aan die engel, nou, gaan dan maar weer na jou plek. En die engel volg oombliklik my aanwysing op, en gaan weer na sy ou plek. Sireneus is bly daaroor, want hy het werklik baie bang vir die engel geword. Dadelik daarna vra Johannes en Matteus my of hulle dit alles moet opskryf. Joshua sê, dit kan julle vir julle self doen, maar vir die volk hoef julle dit nie op te skryf nie. Want hulle is nog so 2000 jaar te jong om dit te verstaan. So wonderlik, nou het ons dit, want ons kan dit verstaan. Ons is nie meer so geestelik jong nie. 'n Mens moet nooit die parels voor die swyne gooi nie, omdat hulle nie weet om die kos te onderskei van die slegste varkvoer nie. Maar vir julle en vir 'n paar ander kan julle dit in elk geval wel opskryf.
en beide leerlinge doen dit ook met bypassende beeldtekens, ter onderskeiding van dit wat hulle volgens my opdrag met gewone Hebreëse lettergrepe opgeskryf het. So hier is nog 'n openbaring in vers 15, dat hulle die skrifte in Hebreëus opgeskryf het, nie in Grieks nie. Dat daar wel Griekse afskrifte bestaan, dit weet ons. Maar die oorspronklike wat hier by Joshua is, hulle het in Hebreëus geskryf. Nou ja, hier kom baie waarheid hier uit wat vir ons 'n groter prentjie gee van engele. Nou, ons het baie mense in die afgelope 32 jaar in Dogter van Sion gehad. Hulle kom hulle in, dan dryf hulle weer uit. En ons het vele mense gekry wat spog hoe hulle die engele opdrag gee. Ek klim met my kar uit en ek sê vir daai engele, hulle moet my kar oppas. Jy kan dit nie doen nie. Jy het nie mag oor die engele nie. Jy vra vir Joshua asseblief in nederigheid. Vra jy hom om asseblief engele te stuur om jou voertuig op te pas. Of engele te stuur om jou op jou pad te begelei. Hy sal vir die engel sê, en die engel sal na hom luister, maar hy gaan nie na jou luister. Baie belangrike les wat ons hieruit leer, hoe ons met engele moet omgaan. Want onthou, hulle is heeltyd by ons, en hulle wil heeltyd help. Ons kan hulle nie sien nie, maar daai 7 hoofengele, en of hulle gesante, is altyd besig om jou en my dieper en dieper in die geestelike in te vat. Maar hulle sal niks doen wat nie van Joshua afkom nie. Jy kan maar skree soos jy wil en dink jy is die baas, jy is nie. Want nederigheid is die beginsel van alle wysheid. Sonder nederigheid gaan jy nie wysheid kry nie. Want sonder nederigheid kan jy ook nie die korrekte liefde uitleef nie. Gewoonlik as nederigheid nie daar is nie, is die eie liefde altyd die oorwegende eienskap van so 'n persoon. Baie dankie.